Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, dankie dat U ons verseël in Christus en dat die Heilige Gees vir ons die versekering en waarborg daarvan is. Here, open ook vanaand weer opnuut ons ore om te hoor wat U vir ons wil sê en maak dit warm in ons gemoed met die vreugdevolle wete dat U ons in staat stel om ook aan te kan sit by die ewige hemelse feesvieringe waar U ons hoof vet maak met olie, met die salwingsolie van die Heilige Gees en waar U ons bekers laat oorloop van die hemelse wyn. En omdat ons weet net goedheid en guns ons sal volg al die dae van ons lewens, omdat ons in die huis van ons Here sal woon in lente van dae. Here, dit bid ons as dit U wil is, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. In Jesaja 25 vers 6 lees ons: En die Here van die leerskare sal op hierdie berg vir al die volke berei 'n maaltyd van vetspyse, 'n maaltyd van ou wyn, van vetspyse vol murg, van gesuiwerde ou wyn. In Jesaja 27 verse 2 en 3 lees ons: In die dag sal daar wees 'n wingerd van skuimende wyn, sing daarvan. Ek, die Here, bewaak dit. Elke oomblik sal ek hom bevochtig. Ek sal hom nag en dag bewaak, sodat niks hom kan tref nie. In Hosea 14 vers 8 lees ons: Die wat onder sy skaduwee sit, sal weer koring laat groei, en hulle self sal bloei soos die wingerdstok. Die roem daarvan sal wees soos die wyn van die Libanon. Vanaand kyk ons na wyn as simbool van die Heilige Gees. Wyn simboliseer ook die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees, maar ook in die besonder die vreugde wat die Heilige Gees aan die kinders van die Here gee en bring. In Efesiërs 5 vers 18 lees ons: Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Die wêreld het die goedkoop vervalste weergawe wat dronk maak. Maar hier in Efesiërs 5 vers 18 sê die Bybel dat die Heilige Gees is die ware wyn van die ware wynstok, Jesus Christus, wat uit die hemel kom. En om met die Heilige Gees vervul te wees, is die werklike bron van vreugde en vrymoedigheid. Nie die wêreldse tipe wat môre in kopseer verander nie, maar werklike vreugde wat vir altyd hou. En dit is die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat dit vir ons gee. In Handelinge 2 verse 13 tot 15, waar daar gepraat word van die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, lees ons: Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek: Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Ons kan miskien die vraag vra, hoekom het mense gesê dat die Christene op wie die Heilige Gees op Pinksterdag gekom het, lyk of hulle dronk kan wees, of klink of hulle dronk kan wees? Ons kan natuurlik nie weet wat die presiese antwoord is nie, maar die antwoord is waarskynlik omdat daardie mense vervul is met die vreugde van God, wat nou uit hulle binneste uit begin borrel het. Verder natuurlik ook weet ons, omdat hulle begin praat het oor die groot dade van God in tale wat nie hulle eie tale was nie, maar die tale van ander mense wat daar in die stad was, soos wat Handelinge 2 vers 8
en verder dit ook vir ons beskryf, die tale van die Panters en Meders, die Elamiete ensovoorts. En omdat dit groot verwarring veroorsaak het, onthou vers 13 van Handelinge 2 word immers voorafgegaan deur vers 12 waar ons lees, en hulle was almal verbaas en radeloos, en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? So hulle het nie geweet nie. Maar die punt hier, wat ons nie moet mis nie, is dat die Heilige Gees, wat op die kinders van God gekom het op Pinksterdag, het aan hulle 'n geweldige vrymoedigheid gegee. In Engels is dit die woord boldness, om te praat, en daardie vrymoedigheid spruit natuurlik uit 'n hart vol vreugde, 'n hart wat weet, my verlosser leef. Hy het vir my gesterf, en hy het vir my oorwin, en hy nooi my na die ewige bruilofsmaal van die Lam. En ek kan nie stil bly nie, ek moet dit verkondig, en dit is uiteindelik deel van die wonders van God, die groot dade van God, dat hy sy seun gestuur het, om vir ons te kom sterf, en sy seun wat ook vir ons oorwin het. Maar hier moet ons duidelik vir mekaar sê, dat die Heilige Gees gewys word deur die simbool van wyn, net soos die geval is met Jesus se eerste wonderwerk, toe hy die wyn en water verander het. Maar dit beteken nie dat op enige stadium die misbruik van alkohol deur die Bybel goedgekeur word nie. Dit is juis waarteen Efesiërs 5 vers 18 wat ons reeds gelees het waarsku. Want sien, ek moet nie myself oorgee aan drank of alkohol nie. Die enigste persoon aan wie ek myself moet oorgee, is ek moet myself totaal oorgee aan God. En ek moet ook nie beheer verloor as gevolg van drank of alkohol nie, maar ek moet juis die vrugte van die ware wynstok, en dit is die vrugte van die Gees waarvan Galasiërs 5 vers 22 praat, dra, en een daarvan is onder andere ook die vrug van selfbeheersing. So ek moet nie beheer verloor nie, maar ek moet selfbeheersing hê. Dit is die vrugte van die Gees. Ons moet seker maak dat ons nie die vrugte van die vlees of die wêreld dra, waaronder onder andere dronkenskap een is nie. Want een vrug wat vrot is, weet ons, maak die res ook vrot. Maar hier is die wonderlike. Die Heilige Gees sê nee, gooi weg die vrot vrugte van die vlees en van die wêreld. Ek gee vir jou 'n nuwe mandjie met vars, lewegewende vrugte, omdat jy ingeënt is op die ware wynstok Jesus Christus. En dan kan ons mos nie anders nie, as om vreugde te hê nie, as om daardie vreugde wat uit ons harte uitborrel en uitvloei, wat oorloop, soos wat Psalm 23 beskryf, my beker loop oor, om daardie vreugde ook met ander te wil deel nie. En dit is juist die effek wat die Heilige Gees bring, of aan die kinders van God gee. In Sagaria 10 vers 7 lees ons, en Efraim sal wees soos 'n held, en hulle hart sal vrolik wees soos deur wyn, en hulle kinders sal dit sien en hulle verbly. Hulle hart sal juig in die Here. So hier word ook die vergelyking getref hier in Sagaria 10 vers 7. Hier word nie gesê hulle hart is vrolik omdat hulle dronk is van wyn nie, maar hier word gesê, en Efraim sal wees soos 'n held, en hulle hart sal vrolik wees soos deur wyn. Die Heilige Gees bring dus daardie werklike vreugde, en daarmee saam ook vrymoedigheid. Die Engelse woord, soos ek gesê het, is boldness, om nie skaam te wees om van die groot dade en die wonders van die Here te vertel nie, sodat ons saam met Paulus kan verklaar, wanneer hy sê in Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, en dit beteken natuurlik vir almal wat glo. Sien, vir sommige mense
is Christen wees tussen hakies, maar net 'n klomp boksies of 'n lysie wat hulle moet afmerk. Ek moet kerk toe gaan, sodat almal kan sien dat ek ten minste in die kerk was. Ek moet die 10 gebooie onderhou, en ek moet dit, en ek moet dat. En as dit is hoe ons dink en redeneer, dan word Christen wees tussen hakies 'n swaar las op ons skouers, en daar is geen vreugde daarin nie. Maar as die Heilige Gees werklik in my werk, dan draai hy daardie situasie om. Dan borrel die vreugde uit my binneste uit. Dan loop die beker van vreugde wat my hart is oor van die hemelse wyn, omdat ek weet, Jesus het my straf namens my aan die kruis gedra. Hy maak my vry en neem al die swaar van my skouers af. En boonop, nadat hy dit alles vir my gedoen het, nooi hy my onverdiend uit sy genade alleen na die ewige bruilofsmaal van die lam. En daarom doen ek nou al hierdie dinge self. Ek gaan kerk toe. Ek probeer om die 10 gebooie te onderhou. Ek stry voortdurend teen die sonde en die Satan. Maar nou nie uit dwang uit, nie om 'n lysie van goedere af te kan merk nie, maar nou uit vreugde en gehoorsaamheid uit, omdat die Heilige Gees my oortuig het van wat Jesus vir my gedoen het, en hoe groot God se liefde en genade vir my is, wat ek so onverdiend elke dag ontvang. Nou het ek daardie vreugde in my hart. Dis die Heilige Gees wat daardie vreugde aan ons gee. Die Heilige Gees bring die vreugde, wat dan ook die wêreld laat sien, dat ware Christene nie bedwelmingsmiddels nodig het om vir 'n tydjie skyngeluk te beleef nie, maar dat ware Christene die Heilige Gees het en met hom vervul is as die beker van wyn wat oorloop in ons harte, en dat ware Christene nie tydelik durende geluk het nie, maar ewig durende geluk het, omdat ons weet, ons is op pad na die groot fees, die bruilofsmaal van die lam, daar waar ons bekers vir ewig gaan oorloop met die ware wyn van die hemel. Sien, net soos ons by groot feesvieringe wyn ontvang of gebruik as simbool van ons vreugde vir 'n oorwinning of 'n groot gebeurtenis, soos 'n man en vrou wat in 'n huwelik verbind is, so stel Jesus ook die heilige nagmaal in met wyn. Want dit wys heen natuurlik op sy bloed wat vir ons gevloei het. Ja, maar daarom ons wat ook verlos is uit die slawebande van die sonde, die duiwel en die ewige dood, en toegang verkry tot die ewige lewe, toegang verkry tot die hemelse feesvieringe, die bruilofsmaal van die lam. Sien, omdat ons weet Jesus het vir ons gesterf en vir ons oorwin, deur op die 3de dag vir ons uit die dood uit op te staan. Daarom kan ons nie anders nie as om vreugde in die hart te hê nie. En daardie wete kom deur die Heilige Gees wat die geloof in ons harte werk. En daarom is die Heilige Gees ook as te ware die vreugdewyn, of anders gesê, die wyn is 'n simbool van die Heilige Gees. Net soos wat ons by die heilige nagmaalsvieringe bely dat God deur sy Heilige Gees by ons teenwoordig is, so weet ons dat hy ook elke dag by ons is, omdat die beker van ons harte oorloop met vreugdewyn, en dit verteenwoordig die Heilige Gees se teenwoordigheid in ons harte, as ons daardie werklike hemelse vreugde beleef. En dit gee aan ons die vrymoedigheid, om wat die hart van vol is by die mond te laat uitloop, sodat God ook daardeur vereer en verheerlik kan word. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, mag U Heilige Gees wat in ons harte woon, die vreugde in ons harte opnuut laat opvlam in hierdie Pinkstertyd.
Mag ons opnuut selfvertroue en vrymoedigheid hê om u blye evangelie boodskap met vreugde te verkondig deur woord en deur daad. Mag ons opnuut aangespoor word om die werke van die vlees en die wêreld finaal af te skud en af te lê en op te staan vir die waarheid van u woord, vir u waarheid. O Heilige Gees, werk opnuut in ons die onuitblusbare hemelse vreugde, omdat ons weet, ons is op pad na die bruilofsmaal van die Lam, waar ons die ware hemelse wyn sal drink en ons beker daarvan sal bly oorloop. En Here, gee dat daardie vreugde 'n aansteeklike vreugde sal wees, waardeur ons ook almal om ons aansteek en waardeur u in alles wat ons doen vereer en verheerlik sal word, omdat die lof en die eer en die heerlikheid u toekom tot in alle ewigheid. Ons bid dit as dit u wil is in u groot en heilige naam alleen, in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Amen.